Nou sê Daniël Botha, die groot verdrukking gebeur onmiddellik na die wegraping. Hoe? En dan sê hy, daar's redding vir die kerk. As hulle deur die 7 jaar, 105, deur die 7 jaar groot verdrukking gegaan het. Hoe gaan jy deur die groot verdrukking as jy nie kan koop of verkoop? As jy nie die merk op die regterhand het nie? Hoe gaan hulle bestaan? Wat wonderlik is die feit dat hierdie bogenoemde skrifverwysing deur die Ou Testamentiese profete bevestig word, as ons net die beeldspraak reg kan interpreteer. Kom ons luister na die beeldspraak. Esegiel 14 vers 9. As die profeet hom laat verlei om 'n woord te spreek, hakkies, omdat hy weer in sonde verval het. Want ek, Jahwe die Almagtig, het die profeet verlei. Die woord sê, hy het die profeet verlei, omdat hy vals geword het. En ek, Jahwe die Almagtige, sal my hand teen hom, dis hierdie valse profeet uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel. Vers 10. Hulle, naamlik die volk Israel, moet die ongeregtighede self dra. Soos die ongeregtighede van die vraer, soos sal die ongeregtigheid van die vals profeet wees. Wat sê ek, omdat ons in die 21ste eeu verstaan, wat Jahwe die Almagtige met hierdie vals profeet van Israel gedoen het, verstaan ons presies wat hy, dis Jahwe Almagtig, met die antichrist na die slag van Armageddon, Openbaring 20 vers 8, gaan doen. Die werking van die Satan, 2 Thessalonika 2 vers 9, vers 9, hy, hierdie antichrist, kyk, luister mooi, wie se koms volgens die werke van die Satan is, hy wat? Sy koms is volgens die werke van die Satan. Onmiddellik besef ons in 2025 dat hierdie vredemaker van die globale godsdienstsysteem, die Rooms-Katolieke paus, weer die tempel of eerder die sinagoge in Jerusalem se offers brand, naamlik die volk Israel. Want dit is alles deel van die 7 jaar finale vredesverbond van Daniël 9:27. Sal eers na die wederkoms op Parousia van Jahwe vir sy bruid, wanneer die Ruach HaKodesh ook van die aarde onttrek is, sal hy hom as die antichrist openbaar. Hy kan nie homself openbaar as die antichrist, terwyl die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, saam met hom op die aarde is nie. Dis nou noodsaaklik om te besef dat wanneer hierdie finale vredesverbond gesluit word, is hy nie die antichrist nie, maar die aardse vredemaker. Dis nie die antichrist wat die verbond sluit nie. Dis die vredemaker, die peacemaker. Hy, hierdie antichrist, wie se koms is volgens die werke van die Satan. Hy sê met allerhande kragtige dade, om hierdie gedeelte van vers 9 reg te verstaan, is dit nodig dat ons in 2025 moet weet wie die valse profeet is. Openbaring 13 vers 11 tot 15. Nou moet ons kyk, hierdie ou in Openbaring 13 vers 11 tot 15 is nie die antichrist nie. Dis die vals profeet wat die wonderwerke doen. Die antichrist kom uit Openbaring 13 vers 1 tot 10. Die dier met die 7 koppe en 10 horings. Die Babyloniese hoermoeder, Openbaring 17 vers 1 tot en met vers 6. Sy sit op die water, sy regeer oor mense, Openbaring 17 vers 15, oor mense, volkere, nasies en tale. En wat is in Openbaring 17 vers 1 tot 6 sê, sy is geklee in purper en skarlaag en goud en edelgesteentes, en in haar regterhand sit sy met 'n goue beker, vol van die bloed van die diensknegte van Jahwe wat sy doodgemaak het. Wie is dit? Rooms-Katolieke Kerk. Wie het 150 miljoen Jahwiste en Jode doodgemaak? Oor 150 miljoen, oor 1500 jaar se tyd. Wie het hulle doodgemaak? Rooms-Katolieke Kerk. Word verwys na die donker eeue. Hy sê hierso, met allerhande kragtige dade om hierdie gedeelte van vers 9 reg te verstaan, is dit nodig dat ons hier in 2025 weet wie die valse profeet is, volgens Openbaring 13 vers 11 tot 18. Wie die kragtige dade en die wonderwerke tydens die antichrist regering van 7 jaar en 105 dae op hierdie aarde gaan bewerkstellig. Lees ook Openbaring 13 vers 11 tot 15. U kan dit self lees. Hy sê in tekens en wonders, u besef nou dat dit nie die geopenbaarde antichrist is wie enige wonderwerke gaan doen nie, maar die vals profeet, wie uit die aarde voorkom. Die eerste dier met 7 koppe en 10 horings, die antichrist
kom uit die waters, die mense, volkere en tale uit die waters uit. Openbaring 13 vers 1 tot 10. Openbaring 13 vers 11 gaan hy aan, en hy sê die dier wat uit die aarde uitkom, Islam, die vals profeet. Wat het Jaffa vir Hagar en Ismael gesê? Dit was Abraham se hoerkind gewees, wat eintlik die erfgenaam moet wees. Toe hulle sit om dood te gaan by die boom, toe verskyn die engel van Jaffa aan hulle. Wat sê hy vir Ismael en vir Hagar? Ek gee aan hom die woestyngebied, die grond, hy wat uit die aarde uitkom, die grond. Eerste dier kom uit die see uit, mense, volkere, nasies en tale. Wie beheer die godsdienstige wêreld vandag? Die Rooms-Katolieke Kerk. Islam. Dani Botha en hierdie ander ouens almal, al die NAR-predikers sê, nee, die antichrist is Islam. Kan nie Islam wees nie. Hy is die vals profeet. Openbaring 13 vers 11 en verder aan. Vers 10 en verder aan. Hy is die ou wat die wonderwerke gaan doen, dat die mense die paus moet aanvaar en die merk op hulle regterhand en voorkop kan neem.